Vanoggend is dit weer my voorreg om met jou te staan. Ons staan op in hierdie maand in die begin van 'n nuwe reeks, die 5 solas. En soos ek gaan praat, sal jy verstaan waaroor dit gaan. Vanoggend gaan ek met jou deel sola scriptura, deur die skrif alleen. Wanneer ek en jy na Jesus toe gekom het, dan het ons begin om 'n geestelike huis te bou. Om in sy teenwoordigheid te lewe. Nou, as jy nou kyk na die prentjie wat nou daar vir jou gegee word, ek sit nou dag aan die prentjie so en kyk, te sê ek, wat 'n great view. Wat 'n lekker uitsig gaan daardie man nie hê van die huis nie. En die volgende woorde kom by my op en sê, weet jy wat, so baie Christene wil die view hê. So baie Christene wil die view hê, maar hulle is nie bereid om hulle huis te bou op die rots nie. Nou, die woord wat ek jou moet deel, is van Lukas 6, van vers 47 tot 49, het sê die volgende. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het in die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots is. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis is groot. Vanoggend is my vraag, waarop is jou huis gebou? Die Here sê vir ons, die wat na sy woorde luister en dit doen. Nou ons almal weet, dat ons luister na, ek wil sê na preke. Ons luister wat na mense sê vir ons. Die Here verwys na sy Bybel, hierdie Bybel, as God se woord. En ek kan vir jou vandag sê, dat hierdie woord van die Here is verskriklik belangrik vir my en jou. Hierdie woord van hom staan bekend as die kanon van die skrif. Nou hierdie skrif weet nie of jy weet nie, het 66 boeke. 39 in die Ou Testament en 27 daarvan is in die Nuwe Testament. Hierdie Bybel, soos ek en jy hom ken, die woord van God, is oor 'n tydperk van 1500 jaar geskrywe deur verskillende skrywers. Dis geskryf in tale soos Hebreërs, die Ou Testament, Aramees, dele van Daniël en Esra, en ook Grieks in die Nuwe Testament. Die langste hoofstuk in hierdie Bybel, ek is seker jy weet, Psalm 119, met 176 verse, en die kortste daarvan is Psalm 112 met 2 verse. In die tydperk van 1500 jaar, het 40 skrywers omtrent aan hierdie boek geskryf. En onder daardie 40 skrywers was daar konings gewees, daar was profete gewees, daar was vissermanne gewees, daar was herders gewees. Elke persoon met sy eie agtergrond, elke persoon met sy eie persoonlikhede, en tog het God vanaf hierdie mense 'n woord bymekaar gesit vir jou en my wat tot vandag hou. Nou,
Jy kan vir jouself dink, as jy gaan lees in Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge, en jy gaan deur die boeke, kan jy lees van die eerste kerk wat daar was. En by die eerste kerk wat daar was, weet ons dat Paulus en Petrus hulle en die apostels by kerke gekom het, wat Christene was, waar ander mense by die kerk gekom het en nuwe leerstellings begin insit het in die kerk. En dan het Paulus hulle weer tereggewys, of Timoteus hulle tereggewys en gesê, nee, dit is wat die woord van God sê. Nou moet jy weet, in daardie tyd, vir die volgende 500 jaar, of in daardie tyd, weet ons, is al die apostels en die profete, is hulle almal vervolg, die vissermanne, wat die Nuwe Testament geskryf is gevolg, ons weet dat hulle doodgemaak is. Nou van daai tydperk, tot en met die ontstaan van die kerk, in daai tyd het 'n tydperk van 500 jaar omtrent plaasgevind, en nou kan jy vir jouself dink, nou dat hulle nie daar was nie, hoeveel goed is bygevoeg by die kerk? Om die kerk nie reg te wys nie. So daarom was daar toe die ontstaan van die Rooms-Katolieke kerk in daardie tydperk, wat vir 'n lange tydperk beheer gehad het en gesê het, ons is die kerk. Tot op 'n dag, omtrent 500 jaar gelede, ek weet ek gee nou so 'n bietjie geskiedenis vandag, maar dit is belangrik dat ons weet waar ons Bybel vandaan kom. Want dit is een ding wat die vyand doen. Hy wil my en jou fokus wegvat van hierdie woord af. Hy wil hê dat ek en jy moet twyfel in hierdie woord. En vanoggend se woord gaan juist daaroor dat God wil hê jy moenie meer verder twyfel in hierdie woord nie. Want hierdie woord sal die ultimate bron bly van sy kerk. Nou omtrent 500 jaar gelede, met die ontstaan van die Rooms-Katolieke, meer as 500 jaar gelede, op Oktober 31ste 1517 het die hele kerkwêreld verander, want onthou op daardie stadium was daar slegs die Rooms-Katolieke kerk met die Pinkster Reformatie. Daar was 'n man genaamd Martin Luther. Martin Luther het nie saamgestem met die beginsels van die Rooms-Katolieke kerk op daardie stadium nie. Want, maar voor ek verder gaan, wie was Martin Luther? Hy was nie sommer net enige ou wat sommer net eendag besluit het, ek stem nie saam met wat die kerk sê nie. Martin Luther was 'n Duitse teologiese professor. Hy was 'n priester by die Rooms-Katolieke kerk. Hy's 'n liedjieskrywer, 'n skrywer, en hy het in sy tydperk, het hy alles probeer om goed genoeg te lewe, maar hy het gesien, hy kry dit nie reg nie. Is dit nie maar presies wat ek en jy ook mag gedoen het nie? Ons het probeer om goed genoeg te lewe. En ons het agtergekom, maar dit is nie so maklik soos wat ons gedink het nie. Maar in ons het die Heilige Gees begin werk, en hy het vir ons begin leer, en ons het self gesê, weet jy wat, daar is meer aan hierdie lewe, as net woorde. Daar is meer aan hierdie woorde, as net dooie letters op die boek. Uit hierdie woord uit het die Here vir my en jou lewe geskenk. So Martin Luther het gesê, dit is nou genoeg. So wat maak hy? Hy vlug na die woord van God toe. Nou moet jy weet, in daardie tyd toe hy na die woord van God toe gevlug het, was die woord net in Latyns gewees. En slegs die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, het hierdie woord gehad. Hulle het nie 'n Bybel soos ek en jy vandag gehad het nie. En hy het begin dwelf in die woord, en soos die manier van die Heilige Gees, maar hy het jou begin vat en hom begin leer, en ek onthou nog die dag toe ek tot bekering gekom het, die eerste ding, toe ek hier gestaan het daai oggend, en ek tot bekering gekom het, my hart vir die Here gegee het, die eerste ding wat die Heilige Gees gedoen het, was om my te vat na die woord van God toe. Want ek het baie dinge gehoor, wat baie mense gesê het. Jy sien, ek het 'n huis gebou, maar nie op die fondasie van God se woord nie. En daarom, toe ek val, toe was my val baie groot. Maar ek het nog steeds gesê, ek is 'n Christen. En dit is wat die Heilige Gees doen. En
Skielik het vir hom alles begin sin maak. En soos vir my ook. Ek vertel nou van my, maar ek glo so in jou lewe ook. Toe dit goed vir jou begin sin maak, wat is die eerste ding wat jy doen? Outomaties jy begin verkondig. En dit is presies wat Martin Luther ook gedoen het. Hy het begin om te verkondig. So wat maak hy? Hy gaan na die Rooms-Katolieke Kerk toe en hy sê vir hulle, ek stem nie meer saam met wat julle sê nie. En hy slaan 'n 95 punt stellings wat hy uit die woord geleer het teen die deur van die Rooms-Katolieke Kerk in Westminster. Nou waar teen was hy so gekant geweest? Jy sien, want Luther se goeie nuus was nie goeie nuus vir die Rooms-Katolieke Kerk nie, want die kerk se standpunt in daardie stadium was dit: een, dat jy vergifnis kon koop met geld. En die tweede ding is dat jy redding kon verkry deur geloof en goeie werke. Dit was hulle standpunt. So as jy gesondig het, jy het verkeerd gelewe het, wat maak jy? Jy gaan na die kerk toe, jy gaan praat met die priester, en hy gee vir jou en sê vir jou, dis wat jy betaal, en jy betaal dit, jou sondes is vergewe. Martin Luther kon nie hiermee saamstem nie, want hy het in die woord van God begin delf, en gesien, wat is nou aan die gang? So Luther se verklaring was, dat jy vergifnis verniet kan kry, soos dat ons dit vandag ken. En dat jy redding, die ewige lewe kon verkry deur die 5 solas. En dit is ons, waaroor ons hierdie maand gaan let. Dat jy vergifnis kon kry, want dit is verniet, en dat jy die ewige lewe kon kry deur die 5 solas. Nou wat is die 5 solas? Is sola scriptura, waarmee ons vanoggend gaan deel. Sola Christu, sola gratia, sola fide en sola deo gloria. Ek klink baie slim, né? Okay, nou vat. En hy het gesê, jy weet, daardie 5 goed is genoeg vir elke mens. Hulle sou niks meer kort nie. Sy 95 punt stelling, wat hy uit die woord van God en sy verklarings skud toe die hele fondasie van die Rooms-Katolieke Kerk. Nou jy kan sekerlik vir jouself dink, hulle was nie baie happy met Martin Luther nie. So waarvoor staan die 5 solas? Wat beteken die 5 solas? Sola scriptura, onthou jy kry die ewige lewe deur die woord alleen. Sola fide, deur geloof alleen. Sola gratia, deur genade alleen. Sola Christus, in Christus alleen. Soli deo gloria, vir die glorie van God alleen. En dit bring ons net mooi terug wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesê het. Dit is volbring. Daar is niks wat ek verder kan doen nie. Ek kan nie betaal nie. Ek kan nie my ewige lewe koop nie. Ek moet gaan na die skrif van die woord toe. So waar laat dit ons nou? Onthou dat die Rooms-Katolieke Kerk op daardie stadium se standpunt was, jy kon vergifnis koop met geld en dat jy redding kon verkry deur geloof en goeie werke. So waarheen gaan ons wanneer dinge vir ons onduidelik raak? Martin Luther sê, ons moet gaan na die woord van God toe, want dit is die fundament van ons geestelike lewe. Die ons Christelike geloof in Jesus Christus is daarop gebuis. Ons Christenhuis, ons geestelike huis, moet gebaseer word, moet ingeslaan word in die fundament van God se woord. Want dan sal ons geestelike huis bly staan. Wat sê die woord van God dan vir ons? In sola scriptura, deur die woord alleen. Oor vergifnis
en die ewige lewe. Jy sê, te veel mense wil vir ons vandag vertel, dat jy moet eers dit doen, of jy moet eers dat doen, en dan sal jy vergifnis kry. Of jy moet eers dit doen, en dat moet jy doen, en dan sal jy gered word. Vanoggend wil ek vir jou sê, dat jy vrymoedigheid het, dat jy kan weet, moenie dat mense jou bind en 'n juk op jou plaas deur hulle opinies en hulle interpretasies nie. Vra vir jouself, wat sê die woord van God? As enige persoon voor jou staan en preek, vra vir jouself, as hy preek en hy sê dit, wat sê die woord van God? Want geen prediking wat gegee word, kan afwyk van die woord van God nie. Moenie dat mense vir jou sê, weet jy wat? Jy gaan nie hemel toe, as jy nie 'n hoed kerk toe kom sit nie. Wat sê die woord van God vir ons deur verdienste? En ek het gaan kyk in die 53 vertaling, die 83 vertaling en in die boodskap. Galasiërs 5 vers 1 sê daar, staan dan vas in die vryheid, waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. 53 vertaling. 83 vertaling. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in die vryheid, en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. En die boodskap sê vir ons, Christus het ons vrygemaak om regtig vry te wees. Hou vas aan hierdie vryheid. Moet dit vir niks te wêreld prysgee nie. Moenie toelaat dat ander mense julle weer slawe van hulle skewe stellings maak nie. Amen. Waarom is die Bybel vir my en vir jou belangrik? Want die Bybel is ons enigste gesaghebende bron. Die gesag van God se woord, van God homself, lê in hierdie woord. Not what somebody tells you to believe. You must take whatever any person tells you and compare it to the word of God. Dit leer ons direk vanaf God self. Iemand het eendag gesê, ek wil graag hê God met my praat. Toe sê die persoon vir hom, gaan lees jou Bybel. Die woord van God sê ons direk van hom af, hoe hy redding gee, en hoe ons moet lewe. Hierdie woord, om hierdie rede, omdat die Bybel die woorde van God is, moet alles wat ons glo en doen, altyd gegrond wees op die woord alleen. Die woord moet bo enige tradisie van enige kerk gestel word. Die woord van God. Dit is wat vir my en jou belangrik is. Ek sê somtyds, weet jy wat, ons, en ek sluit myself hierby in, raak lui Christene. Want ons kom nie by hierdie woord uit nie. Ek het tyd, ek sluit myself hierby in. Vir 2 uur is 'n rugbywedstryd, maar ek het nie tyd vir 10 minute om te sit met die woord nie. En die woord is my bron. Familie in Christus, hierdie woord van God is nie voorstelle vir my en jou nie. Hierdie woord van God is nie vir my en jou om te oorweeg nie. Hierdie woord van God is nie opsies wat ek en jy kan oorweeg nie. Nee, hierdie woord van God is bindend vir my en jou lewe en die lewe van elke kind van God, vir elke Christen. Die woord is sy opdrag aan elke mens. Die woord is nie die opinies van mense of tradisie of die kerk nie. Hierdie is die opinie van die lewende God.
Waar kom hierdie boek se autoriteit vandaan? Die autoriteit van God se woord, die Bybel lê vir ons hier en dat. Die woord van God is goddelike geïnspireerde woorde. Hierdie woord is goddelike geïnspireerde woorde. Hierdie woord is lewendig en onfeilbaar. Hierdie woord is gees. Hierdie woord is waarheid. En hierdie woord is profesie. Dis wat hierdie woord is. Hoekom sê ons die woord van God is goddelik geïnspireerde woorde? Want vanaf Genesis tot en met Openbaring, elke vers, elke paragraaf, elke hoofstuk, elke bladsy van hierdie boek, van voor tot alles kom vanaf die woord, die mond van die Here. Dis die autoriteit van hierdie boek. Die skrywers van hierdie boek, daardie 40 van konings tot en met slawe, tot vissermanne. Hulle was deur God geïnspireer en as instrumente gebruik en die Heilige Gees het deur hulle gewerk om vir ons te gee wat God vir ons wil gee. Hulle het presies geskryf wat God wou gehad het. Elke woord in die Bybel kom vanuit God se mond. Matteus 4 vers 4 staan daar. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. You want to live spiritually? Here is what you need to eat. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 staan daar. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die woord van God sê ons is lewendig en onfeilbaar. Dit is die geïnspireerde asem van God. Hebreërs 4 vers 12 staan, die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige tweesnydende swaard, met 2 snykante en dring deur selfs tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van ons hart. As jy gaan sit met hierdie boek, is daar niemand wat jou beter ken as die God van hierdie boek nie. Die woord van God is gees, dit bring lewe. Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Die boodskap sê, vers 63, die gees werk nou reeds deur my woorde en daarom kan julle die ewige lewe kry as julle luister na wat ek vir julle sê. Die woord van God is waarheid. Hebreërs 6 vers 18. Daar is nou 2 dinge wat soos 'n paal bo water staan en nooit verander sal word nie. Daar is die belofte van God en die eed dat hy gemaak het. En God kan nie lieg nie. Ons wat na God toe is om gered te word, kan daarom verseker weet dat God sy beloftes sal hou. Johannes 17 vers 17, heilig hulle Here in die waarheid, want u woord is waarheid.
Hier is geen leuen in hierdie woord nie. Niemand wat vir jou sal lieg nie. Niemand wat vir jou onwaarhede sal versprei nie. Iemand het een keer gevra, is daar dan iets wat God nie kan doen nie? Die woord leer vir ons, ja, daar is goed wat God nie kan doen nie. God kan nie lieg nie. God kan nie sondig nie. God kan homself nie verloon nie. Maar sy woord bly die waarheid. Die woord van God is profesie. Alles wat in hierdie woord is, het gebeur, sal gebeur en gaan nog gebeur. Alles. Jesaja 40, vers 7 en 8 stande. Dit is so dat die volk soos gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Jesus sê in Matteus 5 vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. So wat beteken dit dan vir ons? Wat beteken dit vir ons as ons sê, die woord van God is goddelike geïnspireerde woorde? Wat beteken dit vir ons as ons sê, God se woord is lewendig en feilbaar, God se woord is gees, God se woord is waarheid, God se woord is profeties? Dit beteken vir my en vir jou, dat wanneer die woord van God praat, dan praat God self. As ek hier lees, I need to ask God, what is he saying to me? Psalm 19 vers 8 staan daar, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. As daar nou een boek is, waarteen die wêreld gekant is, en die koning van hierdie wêreld gekant is dit hierdie boek in my hand. Daar is 'n ongelooflike aanslag op hierdie boek. Waarom is die wêreld dan so teen die Bybel gekant? Want die woord van God gee vir elke Christen God se geloofsvereistes. Met ander woorde, wat hy van ons verwag om aan hom te behoort. Elke woord gee vir ons verlossingsvoorwaardes. Sy vereistes om gered te word. God se woord gee vir ons die riglyne vir die lewe, hoe ons moet lewe en hoe ons hom moet volg. God se woord gee vir ons die vereistes vir 'n geestelike lewe. Dit sluit redding en transformasie in. God se woord sê vir ons wat is sy verbondsvereistes, sy standaard vir ons gedrag en geloof. God se woord sê vir ons dat sy woord is 'n openbaring en is duidelik en verstaanbaar. Hierdie woord is 'n openbaring, want hy gaan jou leer daaruit. Hy sê vir jou, dit is duidelik en dit is verstaanbaar. God sê, sy woord is genoeg vir my en jou. God sê, sy woord verander nie met tyd nie. Mense verander, maar God se woord bly staan. God sê, sy woord is finaal. God sê, sy woord is wat die kerk staande hou. En sy woord is wat die kerk sterk maak. Dis wat sy woord vir ons doen. God sê sy woord is 'n openbaring en is duidelik en verstaanbaar.
God sê vir ons daarmee, dat niemand sal kan sê, wat 'n kind van God is, ek verstaan nie hierdie woord nie. Miskien verstaan jy sekere dele nie, maar dis omdat God nog nie openbaar het nie. But he will reveal himself to you. Want hierdie woord is geskrywe vir alledaagse Christene. Hierdie woord is geskrywe vir my en jou. Oh, how we need God's Spirit. Oh, how we need to be born again. Because the Lord says, without being born again, you do not have the Spirit of God. And if you do not have the Spirit of God, you will not understand the things of the kingly heaven. Oh, how we need the Holy Spirit to help us to understand. As iets vir my onduidelik is dit nie onduidelik omdat hierdie woord onduidelik is nie. Dis vir my onduidelik omdat dit nog vir my onduidelik is. Die Rooms-Katholiek het gesê, die mens kan nie die Bybel verstaan nie. Toe Martin Luther opgestaan het. Hy sê, die mens kan nie die Bybel verstaan nie, want dit was in Latyns geskryf en net hulle het die Bybel gehad. Ons het nie hulle het nie die Bybel gehad soos ons vandag het nie. En hulle het gesê, net hulle kan die Bybel interpreteer vir die mense. Maar die hervormers het gesê, Martin Luther, enige mens kan hierdie woord verstaan. Vanaf Ramaphosa, tot jou baas by die werk, tot die arbeider wat jy ken wat in die pad staan, kan hierdie woord verstaan. If he has the Holy Spirit within him. Hoor wat sê die Fariseërs? Die Fariseërs het nie geglo in die opstanding van die dood nie. Wat sê Jesus vir hulle? Matteus 22 vers 31. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat deur God gespreek is nie? Weer het hulle hom gevra, as 'n man van 'n vrou skryf, hoor wat sê Jesus, Matteus 19 vers 4, en hy antwoord vir hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Dit is belangrik vir my en vir jou, om te lees wat hierdie woord van God sê. As daar enige vraag is, lees wat die woord van God sê. Maak tyd vir die woord van God. God se woord is genoeg. Die wat hulle dit neem, en die wat hierdie woord hulle eie maak, het genoeg om vir hulle te leer, in hierdie woord, wat is vergifnis van sondes, en hoe kry ons vergifnis van sondes, en hoe moet ons lewe as 'n kind van God. Hierdie woord is kragtig genoeg om jou en my te oortuig dat ons in 'n sondige wêreld lewe. En om my en jou te oortuig dat sonde deel van ons lewens is. Hierdie woord is kragtig genoeg om vir my en vir jou die stappe te gee dat ons transformasie kan hanteer. Hierdie woord is vir my en vir jou genoeg om my en jou as kind van God te korrigeer. En hierdie woord is vir my en jou genoeg om vir my en jou op die pad te hou as kind van God. Hierdie woord is genoeg. Jy sien, ons probleem is, ons sukkel baie keer, omdat ons vlees ons terughou. Want die gees is gewillig, maar die vlees is nie. En dit is nie, omdat hierdie woord van God kragteloos is nie. Want hierdie woord bring lewe. Want hierdie woord maak heilig. Jesaja 55 vers 11 staan daar. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan.
Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit sluit. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. God se woord verander nie. God se woord verander nie. Hierdie woord van God is 'n kragtige, deurdringbare instrument in my en jou hande vir ons Christelike lewe. Reg sal altyd reg wees en verkeerd sal altyd verkeerd wees in hierdie woord. Die manier van redding sal altyd die manier van redding wees. En daar is geen interpretasie nodig van enige persoon om vir my en jou te vertel hoe redding gebeur nie. Dit is nie nodig nie, want hierdie instrument in ons hande, hierdie woord van God is wat vir my en vir jou leer hoe dit plaasvind. God se woord hoef nie te verander nie, want dit is God se woord. Hallo? It doesn't have to change for you. It doesn't have to change for me. It stays because it is God's word. Sy woord sal nie verslaan word nie. Sy woord sal nie oorwin word nie. Hierdie woord sal ons primêre bron bly tot in alle ewigheid, ons primêre wapen tot wanneer die Here weer kom. Psalm 119 vers 89 sê vir ons, vir ewig o Here, staan u woord vas in die hemele. Halleluja! 119 vers 160, die hele inhoud van die woord is waarheid en al u regverdige verorderinge is tot in ewigheid. 1 Petrus 1 vers 23 staan daar geskrywe, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie. God sê sy woord is die finale woord. God se woord is finaal. Wanneer ons praat van die kanon van die Bybel, die kanonskrif, wanneer ons praat van hierdie 66 boeke wat hierin saamgevat word, sê die Here vir ons, hierdie is die finale woord, hierdie is genoeg. Die woord van God is al wat nodig is vir my en vir jou. Dit is die boodskap van redding en 'n Christelike lewe. Niks hoef hier bygevoeg te word nie, niks hoef hier weggevat te word nie. Dit is die gesag van kinders van God. Hierdie woord van die Here. Iemand het my een keer vertel, Bible, waarvoor staan, ek het nou probeer in Afrikaans, ek kan dit nie regkry nie. Waarvoor staan Bible? Says basic instructions before leaving earth. Ek het nogal gedink dis baie oulik. So hoor wat sê Openbaring 22 vers 18 tot 21. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg wat in hierdie boek geskrywe is. As iemand iets van hierdie woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Waar kom hierdie Bybel vandaan? So 'n bietjie geskiedenis.
So 100 jaar nadat Martin Luther daardie 95 stellingspunte van hom vasgeslaan het in die Rooms-Katolieke Kerk, hou die Puriteine, nou wie's hulle? The Puritans. Nou moet jy weet, Martin Luther het opgestaan, hy het hierdie groot stelling gemaak, wat die fondasies geskit het van die Rooms-Katolieke Kerk. Gesê dat vergifnis verniet is, en dat die woord, dat jy die woord jou sal leer om soos 'n Christen te lewe. Uit die 5 solas, uit daai 5 solas. Nou, van daardie oomblik af, vir die volgende 100 jaar, begin die mense, en ongelooflik hoe dit werk, in daardie selfde tyd is die eerste drukker gemaak. So in die selfde tyd sê Martin Luther vir die mense, weet julle wat, julle moet elkeen sy eie Bybel hê. En hulle begin dit te druk van die skrif in Engels. En deur daardie 100 jaar wat toe nadat hy dit gedoen het, plaasgevind het. Daardie mense staan toe bekend as daai woord, die Puriteine, the Puritans. Hulle wat gesien het, hoe werk die woord. Hulle wat die geskrifte gaan vat het en gaan lees het en bymekaar gebring het by die Raad van Karthago 397 na Christus. Hou hulle toe 'n vergadering en maak 'n lys met boeke wat hulle die Nuwe Testament gaan noem. Nou wil ek vir jou sê vandag, die wêreld wil vir my en vir jou vinnig leer. Dis maar net mense wat dit geskryf het. Die wêreld wil vir my en jou vinnig leer. Weet jy wat, hierdie boeke is nie al boeke wat daar is nie. Nee, hulle is reg. So, met ander woorde, die waarheid van hierdie woord, dis nie eintlik al wat daar is nie. Nou by daardie vergadering was daar, nou kan jy dink, daardie predikers van daai tyd van Martin Luther af vir 100 jaar, hoe baie vervolging moes hulle deurgegaan het. Hoe baie het die kerk hulle vervolg, oordat hulle nou hierdie 5 solas preek. Nou, toe hulle by die vergadering by mekaar kom, was daar 121 teologiese studente, daar was pastore, en daar was leraars, professors, in teologie. Daar was 30 sleutelfigure van Christene, wat sonder geleentheid was. En toe mense nou praat van die lengte van 'n vergadering, hierdie vergadering van hulle het 3 jaar geneem. Hulle het 1100 sessies gehou. Om te besluit watter boeke gaan in die Nuwe Testamente kom. En net daarna, na die vergadering toe, hulle nou besluit het, hierdie boeke gaan in die Nuwe Testament kom, toe maak hulle die Westminster geloofbelijdenis, wat tot vandag toe vir my en jou van toepassing is, wat my en jou gegee het, hierdie wat ons vandag het. En ek gaan jou nou wys in die geskiedenis, die woord sê self, die geskiedenis herhaal homself. Ons het mos al 'n stelling gehoor. Jy gaan sien wat die vyand nou wil doen. Hy kom alweer. The enemy is coming for this. He's coming for this. Because he does not want you om onafhanklik te wees van die Here, die almagtige God nie. Hy kom vir jou, familie in Christus, en hy gaan begin by die fondasie. Maar hy gaan dit nie regkry nie. Nou wat het by die Westminster geloofbelijdenis gesê? Die eerste ding,
Hierdie mense begin met hoofstuk 1, seksie 1 met 'n verklaring. Hulle sê ons sal slegs die Bybel glo. Ons glo nie in jou interpretasie nie. Ons glo nie in jou kerk se tradisies nie. Ons glo in die woord van God. Hierdie is ons kompas. Die waarheid kom slegs deur die woord van God. En die woord van God moet neergeskryf word sodat die boodskap van die woord nie verander kan word nie. Hulle wou die Bybel saamstel. Hulle het gesê alle geskrewe skrif wat ingehandig is, hierdie soos ons hom vandag ken, is deur God gegee en is deur God geïnspireer. Dit is genoeg om die mens se lewe te leer, te reël, te regeer en te dikteer. Hierdie woord is genoeg. You don't need other things. As jy hierdie woord van God deel van jou lewe maak, dan is dit genoeg. Dis genoeg om met my en jou te leer van vergifnis. Dis genoeg om vir my en jou te leer wat moet ek doen om redding te kry. Dis genoeg om vir my en vir jou te vat op die pad dat ons geestelike lewe kan inrig volgens die woord van God. Hierdie woord is genoeg. Hulle het gesê dat en ek hoor baie mense praat deesdae van die apokriewe boeke. Hulle het gesê dat die apokriewe boeke nie deel van hierdie kanon sal vorm nie en dat die boeke wat gegee het genoeg is. It's not necessary to go there. Hulle het gesê die autoriteit van die Heilige Woord, die Bybel, moet geglo word en gehoorsaam word. Hulle het gesê dat die Bybel genoeg is om God te verheerlik. Genoeg is vir redding, genoeg is vir geloof en genoeg is vir die ewige lewe. Hulle het gesê dat die Bybel is genoeg. Dit is nie nodig om enige drome van mense, visioene wat mense mag hê hierna en mense se gevoelens of ondervindings hoe hulle daarby hoe hulle voel daarby te voeg nie. It is enough. Ek dink baie keer die grootste probleem in baie kerke is dat hulle nou so ingeset is op die visioene en drome van mense en hoe mense voel oor wat God vir hulle leer. And then they come together and say, we are the church of Christ. Maar niks is gebaseer op die woord van God nie. Hulle het gesê, sit niks by nie. En luister, selfs al word dit aan iemand deur die Gees geopenbaar, al is dit deel van iemand se drisie. Want as ek en jy moet gaan bysig wat die Heilige Gees vir my en vir jou alles leer by hierdie woord, en dit as die waarheid verkondig, dan sê ek vir u, vandag sal ons mense op 'n dwaalspoor bring. Because many things God says to us and tells you, it's for you. Is vir jou. Hulle het gesê, hierdie woord is genoeg. Hierdie woord is oop genoeg vir enige iemand om dit te verstaan. Groot, klein, geleerd of nie. Vir my een van die belangrikste dinge is, dat hulle het gesê dat skrif verklaar skrif. As ek iets op die een plek in hierdie boek lees, en ek verstaan dit nie, iewers, op 'n ander plek in hierdie selfde boek, sal daai stukkie wat ek nie verstaan nie, sal dit vir my dit verklaar, en vir my leer, sodat ek dit kan verstaan. Ek hoef nie na buitebronne toe te gaan nie. It will teach me. The Holy Spirit will teach me. Die laaste een, God sê sy woord, hou die kerk staande en maak haar sterk.
Efesiërs 6 vers 17. En neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Wat maak 'n swaard? Met 'n swaard kan jy jouself beskerm. Met 'n swaard kan jy aanval. En dit word vir die gelowige gegee. En ek kan jy, as 'n kind van God, kan nie bekostig om af te dwaal van hierdie woord nie. Hierdie woord moet ons eie maak. Wanneer 'n dominasie, wanneer preke daar gegee word, wanneer Bybelstudie gedoen word, wanneer seminare gedoen word, en daardie denominasie, preke, Bybelskole, seminare, daal enigsins af van hierdie woord af, is dit onaanvaarbaar vir jou en vir my. Because everything must be based on his word. Hoeveel skade het mense wat daarby voeg nie al gedoen nie? Die laaste is, the latest soos hulle in Engels sê, is daar mense wat vir jou leer, jy is God. Omdat God in jou bly, is jy God. Daar's 'n innerlike lig binne in jou. En redding kan op baie maniere plaasvind. As mense wat jou leer, weet jy wat? Praat dinge in existence, want jy is mos God. As jou beursie gesê vir jou beursie, hey, beursie word vol. Ek het dit al probeer. Wat sê die Here vir my vir jou? Dat hy dit vir ons as 'n swaard gee. Hy sê vir my en vir jou, verdedig hierdie skrif. Verdedig hierdie woord van God. Selfs 'n poging van enige persoon, enige prediker, enige mens om hierdie skrif te verander, is onaanvaarbaar. Want as iemand probeer om iets hier te verander, dan sê hy, hierdie skrif is nie perfek nie. And God says, daar druk ek dan aan. This word is perfect. Dit het nie altyd goed gegaan vir hierdie Puriteine nie. Maar die woord van God was vir hulle so belangrik, dat hulle daarby wou bly staan. Ek wil vir jou lees wat met hulle gebeur het. Want daar het weer 'n heerser in Engeland gekom, wat op die troon kom sit en gesê het, nee, hierdie goed kan ons nie doen nie. Die kerk het hom aangestel, as ek nou mooi onthou, die Rooms-Katolieke kerk, en hy het gesê, die Rooms-Katolieke kerk is die geloof. Daar's niks anders te nie. Nou, hoe het die dinge toe gegaan vir hulle? Hoe het die dinge geëindig vir hierdie manne, wat die Westminster geloofgeleiders saamgestel het? Eerstens, in 1662 stel die Engelse parlement 'n nuwe wet saam, wat bekend staan as the Act of Uniformity, die wet van eenvormigheid. Nou moet jy vir jouself mooi dink, is dit nie wat ons deesdae in die media hoor nie? Is dit nie wat besig is om in die wêreld te gebeur weer eens nie? Nou wat het hulle gesê? Die wet het gelees dat elke prediker moet 'n lid van die monarg word. Nou hierdie het nou plaasgevind oor so 3 jaar. Hulle het gesê dat die prediker van enige kerk moet preek wat die monarg vir hulle gee om te preek. Ek het deesdae gehoor, daar is sekere kerke wat 'n boekie ontvang in die begin van die jaar, van hulle kerk af, hoofkantoor af, sê, julle preek hierdie Sondag oor hierdie goed. Die monarg sal vir die mense deur die preke voorskryf hoe hulle moet lewe. Die monarg sal deur die preke bepaal hoe redding sal plaasvind. Toe sê die Puriteine, nee,
Ons kan nie teen ons eie oortuigings gaan nie. The Holy Spirit has taught us something different. Ons kan nie daarteen gaan nie. So die volgende gebeur toe, op 24 Augustus, hulle sê is een van die swartste dae gewees in die geskiedenis van die kerk, begin die kerk toe van daardie tyd met die groot uitsetting. Eers word 2000 Puriteinse predikers uit hulle kerke uitgesit. Those who confessed the word of God. Daarna word hulle verbied om verder te preek, nie in private wonings, of op straat, of ewen in enige veld nie. Hulle word verbied om die woord van God te preek. Daarna word hulle selfs verbied om naby 'n stad te kom. Hulle word heeltemal verban en verbied om die woord van God te verkondig. Daar word selfs in die parlement besluit dat hulle nie eens mag begrawe word in die stad of enige stadsbegrafplaas nie. Jy kan hulle begrafnis vandag nog steeds sien as jy gaan na Londen toe en jy besoek dit, die Smithfield begrafplaas in Butterfields. Hulle was buite die stad begrawe, maar Londen het so gegroei dat hulle nou is klaar weer binne in die stad. It takes time. Sometimes things take time. Om 'n kind van God te wees, en ek gaan nie meer afsluit, om 'n kind van God te wees, het vir my en vir jou soms, as ons hoor die mense om my praat, 'n baie mooi uitsig. En ek sê vir myself, ek wil ook daai uitsig hê. Ek wil ook, as dit met my sleg gaan, as daar die winde en daar die storms teen my huis kom ruk, as 'n kind van God, wil ek ook weet, hoe voel dit om joy te hê? Wat ek nie eens verstaan nie. Ek wil ook geduld hê. Ek wil ook die vrug van die Gees dra. Al gaan dinge nie goed in my lewe nie. Ek wil ook sê, prys die naam van die Here. Dan sê die Here vir jou vanoggend, bou jou huis op die rots. Bou jou huis, jou geestelike huis, op die woord van die Here. Want sy woord is wat sy bruid sal laat regop staan. Sy woord is wat sy bruid sal sterk maak. Want ek voel dit, ek beleef dit, ek experience dit, ek ervaar dit in die Gees. There is a time that is coming that we as a church are going to need each other. Read the signs around you. We're going to need each other. En ons gaan bly staan op hierdie woord. Soos hy liedjie sê, op die woord sal ek 'n ark bou. Op u woord sal ek in die vuur instap. Op u woord. Kom ons maak ons oë toe en ons bid. Heilige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons deur die gehoorsaamheid van een persoon wat in sy lewe alles verloor het omdat hy gehoorsaam was, dat ons vandag kan staan met wat ons het voor ons. Hierdie Bybel, Here. Here, ons wil U aanroep, want U is lofwaardig om aangeroep te word. Ons wil U aanroep, Here, dat U ons van ons vyande sal verlos. Want U is God. Ons wil vir U vra, Here, om ons te help,
om getrou te wees aan u woord. Ons wil vir u vra, Here, om vir ons te leer, Here, dat ons kan tyd uitkoop om in hierdie woord van u te dwel, Here, en te sien wat u van ons verwag, want u sê vir ons, dat hierdie woord sal bly staan tot in ewigheid, en niemand sal dit oorwin, en niemand sal dit oorweldig nie. Help ons, Here, om vas te hou aan hierdie woord van u. Vader, ek bid vir elke man en vrou, wat hier staan vandag, in hierdie gemeente, wat hier is, Here, ek bid dat u vir hulle sal seën, waar hulle uitgaan. Ek bid dat u hulle sal seën waar hulle u woord lees met die Heilige Gees, wat by hulle is, wat nie van hulle af weggaan nie, wat deel van hulle lewe is. Ek bid, Here, dat u hulle sal seën by hulle werke. Ek bid dat u heilige woord in hulle sal lewe en deur hulle sal lewe. Ek bid wat die nagmaal wat hulle gebruik het, Here, vandag, Here, elkeen van ons, Here, ons u net vandag u gebruik nie, maar dat u deel van ons lewens sal wees, en dat u ons lewens sal transformeer. Want, Here, ons voel in ons self, Here, wat u vir ons sê, dat die tyd naby is. Ons kan dit sien in die tekens om ons, Here, en ons gaan mekaar nodig hê, en ons gaan u nodig hê. En daarom bid ek, Here, maak ons sterk deur die woord. Seën elke man en vrou, in Jesus naam. Amen. Mag die Here julle seën, mag julle 'n ongelooflike goeie dag en week hê, gaan in sy vrede. Amen.